Ek wil vir ons 'n gedeelte lees, 'n baie mooi ene, 'n Psalm, 'n bekende Psalm, Psalm 146 wat sê prys die Here omdat hy goed is. Nou dalk sit jy vanaand hier, mense het ons maar altyd 'n gemengde gehoor, so dalk voel jy in jou hart, maar ek wil die Here prys vir hierdie jaar. En dalk voel jy ek kan nie regtig, dit was my 'n moeilike jaar gewees en dan sê ons dankie dat die Here jou gedra het, ten minste deur die moeilike tyd ook. Maar kom ons sit net so en ek lees vir ons Psalm 146. Prys die Here. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Moenie op magtiges vertrou nie. Moenie op 'n mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom en hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gefestig is op die Here sy God. Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die wat honger ly. Die Here bevry die gevangenes. Die Here laat blindes sien. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here het die regverdiges lief. Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees, maar hy versper die pad vir die goddeloses. Die Here regeer vir altyd, Sion. Jou God regeer van geslag tot geslag. En weet ook vanaand dat die Here regeer, dat die Here in beheer is. En daarom groet ek julle vanaand in die naam van die Vader, wat die almagtige Skepper is. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, wat aan die kruishout vir jou gesterf het en wat jou liefhet. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees wat hierdie woord vir ons waar maak en wat in ons woon. As jy dalk vanaand jou Bybel saamgebring het, ons gaan lees uit Prediker 3 uit. Prediker 3, daai baie bekende gedeelte wat sê, maar elke ding het sy vaste tyd in die lewe. Kom ons sit so en dan bid ons net eers saam voordat ons lees. Vader, dankie vir die voorreg om in u kerkgebou te kan wees. Dankie dat ons ook 'n jaar op hierdie wyse kan afsluit. Dankie vir u trou gedurende hierdie jaar. Here, daar in die laagtes en die dal van doodskade weer, dan was u daar gewees en u het ons daardeur gelei. Dankie vir daardie bergtop hoogtepunte wat ons kon ervaar en wat ons harte bly was en ons aan u die eer kon gee ook daar. Dankie dat u voorsien het. Dankie dat u getrou was dag in en dag uit. Here, en so kom ons dan vanaand en ons buig voor u neer, omdat ons u erken as ons Here, omdat ons ook nie 'n nuwe jaar wil ingaan sonder u nie. Anders wil ons net hier bly. As u nie saam met ons gaan nie, Here, dan bly ons net hier. Maar Vader, ons kom verklaar ons afhanklikheid en ons vra ook dat u uit die woord uit vanaand met ons sal praat, dat u ons vanaand met die woord bedien, dat u Heilige Gees wat ons ken en dag in en dag uit saam met ons wandel, dat ons soos klei in u hand sal wees en dat u met ons sal werk en dat u ons sal help om met nuwe oë en 'n nuwe perspektief 'n nuwe jaar binne te gaan. Dankie dat u getrou is. Dankie dat u omsien na ons. Ons loof en prys u. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Prediker 3 daarvan vers 1 af wat sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy vaste tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur,
'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat die Here God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. Ons lees tot sover. Daai laaste vers 10, ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het hom elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Die oorspronklike teks sê dit so mooi, hy het alles mooi gemaak. Hy het alles mooi gemaak op sy tyd. Nou, ons weet, jy het nou al sekerlik baie WhatsApps gekry, boodskappe gekry, wat sê voorspoedige nuwe jaar, mag dit vir jou 'n fantastiese jaar wees ensovoorts. So ons staan ook hier in Suid-Afrika, hierdie tyd staan ons ook maar op die drempel van 'n nuwe jaar. Nou 2025, as jy dink aan 2025, dan is die stof van die pad agter ons. Vir sommige van julle was dit 'n baie mooi jaar geweest. Dit was 'n jaar van hoogtepunte. Wat jy die doelwitte wat jy in die begin van die jaar gestel het jy wel daar later van tyd of deur die loop van die jaar het jy daai doelwitte bereik en jy het regtig hard gewerk om dit te bereik en jy kon dit doen. Dit was 'n jaar van prestasie dalk vir jou met baie hoogtepunte. Vir sommige van julle was dit ook 'n jaar van seer, van hartseer, wat jy dalk iemand aan die dood moes afstaan. 'n jaar wat jy sekere goed moes maar van vergeet. Want jy kon nie daarby uitkom nie of dit het nie gerealiseer nie. So party het geleef soos wat daardie kaartjie, waar is my kaartjie nou? Het hy het geval, ja. Gelukkig het ek 'n backup hier in my sak. Dalk is party van julle se lewe soos hierdie grys kaartjie gewees. 2025. Dit was 'n skakerings van grys gewees. So moeilik was dit. Net af en toe kon jy kleur sien, maar nie regtig nie. En die vraag is hoe gaan 'n mens vorentoe? Wat lê voor? Want Prediker 3 vers 10 vers 11 sê vir ons, hy het alles mooi gemaak. Die Here het alles mooi gemaak. Dan Genesis 1 vers 31 dan kom sê hy dit so, nadat hy geskep het, dan sê hy, maar dit was goed gewees. Hy sien alles wat hy gemaak het en dit was goed gewees. Here, hier is 2025, vir my was dit nou nie die beste jaar gewees nie. Weet nie hoe goed was dit nie, Here. En hier is ons, nou is ons alweer op pad na 'n nuwe jaar toe. Ek kon nog nie eens alles van 2025 afhandel nie. So, dalk is dit vir jou 'n jaar van ontnigtering. Maar dit beteken nie 2026 moet dieselfde wees as 2025 nie. Dit beteken nie dat jy in 2026 net moet oorleef nie. Dat jy sleepvoet deur 2026 gaan nie. Dat jy met kort vinnige asemteë deur 2026 moet beweeg nie, want jy is angstig. Die Here wat ek en jy aanbid, is 'n Here wat nie daarmee werk nie. Hy wil nie hê ons moet sleepvoet gaan nie. Hy wil nie hê ons moet angstig in die nuwe jaar in beweeg nie. Hy is nie ene vir net oorleef nie. Hy wil nie hê dat jy 2026 maar net moet oorleef nie. Sy plan vir 2026 is nie dat dit net nog 'n jaar vir jou sal wees nie. Jy moet asseblief nie daaraan dink dit is nog net 12 maande nie. Here, dit gaan waarskynlik net nog 'n roetine wees. Dan maak jy 'n fout as jy so daaraan dink.
Want die Here beplan vir jou nie iets wat grys is nie. Dis nie binne sy beplanning nie. Dit was nog nooit binne sy beplanning dat jy leef met skakerings van grys nie. Hy wil hê jy moet kleurvol leef, 'n geesvervulde, kleurvolle 2026. Maar die vraag is, jy kan, as jou lewe dalk so was, grys in 2025, dan kan jy sê, ek is dalk bang om te waag, om te stap in 2026. Die tyd druk my in, so ek moet maar net gaan, so ek sal sleepvoet gaan. Maar die Here vra vir jou, sien jy kans vir nog 'n jaar? Sien jy kans dat dit 'n ander jaar gaan wees? Dalk is hierdie jaar wat nou kom, jou groot jaar. Jy sal nie weet nie. En die interessante as jy deur die Bybel blaai, dan gebeur daar altyd voor groot momente, gebeur daar iets. Voordat die volk uit Egipte uit verlos is, was daar 'n groot moment. Daar was 'n Pasga gewees. Daar was 'n instelling waar die volk hulle moes eintlik daardeur ook afsonder voor God. Hulle moes die bloed aan die deurkusyne, sodat die doodsengel verby beweeg. Afgesonder vir God. Voor 'n groot moment. Toe die volk daar in die woestyn is, het hulle ook moeilike tye beleef. Dit was nie altyd vir hulle maklik nie. Toe hulle daar in Eksodus 19, toe hulle daar by Sinaï kom, daar by die berg, voordat die wet aan hulle gegee is. Wat sê die Here vir Moses? Hy sê, daar in Eksodus 19 vers 10, sê hy vir die volk, sê jy vir die volk, Moses, reinig julle. Voordat daai groot moment gebeur, voordat die Here afkom, want net daarna het hy afgekom sy teenwoordigheid op daardie berg. Niemand mag aan daai berg geraak het nie, want dan moes hulle doodgemaak word. Geen dier, geen mens. Gaan lees die verhaal. Maar die kruks wat vanaand van toepassing is, dat die volk hulle moes reinig. Voor daardie groot moment. Toe hulle nou eventueel aan die einde van die 40 jaar kom, en wat is staan tussen hulle en die beloofde land? 'n baie groot rivier, die Jordaan. Die Jordaanrivier. Die Jordaanrivier wat in vloed is. En wat sê die Here weer eens? Joshua 3 vers 5. Dan sê hy vir die volk, reinig julle. Sonder julle vir my af, voordat julle deur die Jordaan gaan. Ek sal julle ook droogvoets begelei deur die Jordaan. So die tweede keer, né? Eerste deur die Rooi See, droogvoet deur die see. Tweede keer deur die Jordaan, ook droogvoet deur die Jordaan wat in vloed was. Maar die Here het gesê, dit wat soos 'n groot berg voor jou lê, die see wat soos 'n groot berg voor jou lê, die Jordaan wat in vloed is, daarna kan ons die beloofde land. Reinig jou en kyk wat gaan ek doen in jou lewe. En elke keer wanneer die volk dit gedoen het, dan het daar iets gebeur. Dan het die Here gekom, hy het ingegryp, hy was met sy magtige teenwoordigheid daar. En hoe meer 'n mens daarna kyk, hoe meer jy in detail daarby gaan stil staan, dan kom jy een ding agter. Daar lê 'n geheim. Daar lê 'n geheim daarin om voor groot momente jouself af te sonder, jouself te reinig, om voor die Here se aangesig te kom. Dis eintlik die kort en die lank daarvoor. So ons kan vanaand dit lees, en ons kan vir mekaar sê, goed, die volk het dit gedoen, hulle het dit gedoen, maar ek dink ek wil dit vanaand bietjie anders te maak. Want as jy elke keer, dit sê die sielkunde, dit wys vir ons, elke keer as jy dieselfde ding doen, dan kan jy mos nie 'n ander uitkoms verwag nie, dan gaan jy dieselfde uitkoms hê. As ek elke keer net hierdie goed lees van die Bybel en die woord,
en ek pas dit nie toe nie, dan gaan die uitkoms elke keer dieselfde wees. So daarom wil ek jou vanaand eintlik uitdaag. En ek wil vir jou vra, is jy bereid? Hier aan die einde van 2025 met 2026 wat net 'n rukkie verder is jy bereid om dit te waag saam met die Here? Is jy bereid om die Here te vertrou vir sy grootheid, vir sy almag? Want sien, ek weet hoe werk ons werk almal so, ons het al die kalender, alles, as al 'n klomp goed, dan het al 'n klomp beplanning ingegaan in ons maande wat kom. Ek en my kollega weet al tot wanneer hier in April, tot wanneer preek wie en wat, so jy kan jou beplanning doen. Dis hoe ons is. Maar wat van die grootheid van die Here? Van sy plan vir jou lewe? En as ek wil hê dat sy plan moet plaasvind in my lewe, dan sê hy vir jou in Matteus 6 vers 33, dan sê hy vir ons wat is die geheim? Hy sê, gaan soek eers die koninkryk van God. En as jy die koninkryk van God gesoek het, as jy die koninkryk my aangesig gevind het, jou gereinig het voor my, sal ek vir jou alles gee wat jy nodig het. Dan kom Johannes 10 vers 10 in, wanneer hy sê, ek is jou herder, ek wil saam met jou stap in 2026. Maar ek wil vir jou die lewe in oorvloed gee. Ek wil vir jou 'n volkleur lewe gee. Daardeur sê hy nie, ek wil vir jou alles gee wat jou oë begeer nie, en jou hart begeer nie, en jou oë sien nie. Hy sê nee. Ek wil vir jou 'n geestelike lewe gee, 'n volkleur geestelike lewe. So daarom vra ek jou, vertrou jy die Here? Vertrou jy hom vir 2026? Of gaan jy op jou eie insig te staat maak? Miskien sit jy vanaand hier net 'n klomp planne. Jy het 'n klomp idees. Maar dis nie dalk die Here se idee nie. So eintlik wil ek vanaand vir jou sê, kom ons vat almal ons planne en ons idees. En ons skuif dit net een kant toe. Vanaand. Jy het dalk die wonderlikste planne en idees. Kom ons skuif dit net een kant toe. En maak net seker, ons praat met die Here daaroor. En ons sê vir die Here, Here, nie my lewe nie, maar U wil binne my lewe. Ek wil hierdie volgende jaar saam met U stap. Ek het vir jou 'n grys kaartjie gegee. Hierdie grys kaartjie wil ek vir jou vanaand sê simboliseer 2025. Die grys kaartjie is leeg. Daar's niks daarop geskryf nie. Wat in jou lewe? Wat in 2025 was vir jou baie moeilik geweest? Waarmee worstel jy? Waarmee het jy hierdie jaar geworstel? Wat jy dalk vanaand nog steeds mee worstel? Dit word hierdeur gesimboliseer. Maar dalk sê jy vanaand vir my, maar dit was 'n fantastiese jaar. Was 'n jaar van hoogtepunte soos ongekend. Dan gebruik jy hierdie kaartjie om vir die Here dankie te sê daarvoor ook. Ek wil hê dat jy hierdie kaartjie vat en ons gaan vir 'n paar oomblikke stil word. En ek wil toelaat dat jy jouself oopstel. Soos wat die volk voor hulle deur die Jordaan gegaan het. Soos hulle daar by die berg Sinaï voordat God met sy magtigheid gekom het. Toegelaat het dat hulle self reinig. Is dit nie die beste manier om in 2026 in te gaan nie? Nou wat ek het dat jy moet sit en ek gaan vir jou oomblikke kans gee. En laat toe dat die Heilige Gees jou bedien. Want hy's in jou, dis die Here in jou, en hy stap saam met jou 'n pad, vandat jy tot bekering gekom het, stap hy elke dag saam met jou, hy ken jou, hy weet alles van jou af. En ek weet nie wat hy vir jou wil sê nie,
wat jy vanaand wil aflê voor die Here nie. En dan wil ek hê jy moet iets doen, dat ons nie net dit lees nie, maar dat jy vanaand gaan vir jou 'n tydjie gee, dat jy met die Here praat. En as jy klaar is, dan staan jy op, dan kom jy met hierdie kaartjie vorentoe, en na die kruis toe. Want dis wat Jesus gedoen het. As hy sê, as jy jouself wil reinig, dan kom jy na my toe. Kom reinig jou by my. Dan kom gee jy dit wat jou pla, dit wat vir jou sleg was. Wat ook al, kom sit dit in hierdie bakkie by die kruis, by die voet van die kruis. Kom sit dit net hier neer. En dan vat jy vir jou 'n ander kaartjie op daardie tafel. En dan praat ons verder oor daardie kaartjie. Ek gee vir jou geleentheid, praat vir 'n paar oomblikke met die Here, en as jy reg is, dan staan jy op. Dan kom sit jy jou grys kaartjie in die bak, en jy kom vat vir jou 'n ander kaartjie. Jesaja 43 sê, maar moenie net vers 18, maar moenie net aan die vroeë dinge dink nie, en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Hoor jy dit? Die Here sê, moenie dink aan die vroeë dinge nie. Ons vergeet van dit. Hy sê, kom ons kyk vorentoe, kom ons kyk vir 'n nuwe jaar. Kom ons stap hierdie nuwe jaar saam met hom, en ons vertrou hom ten volle. Ek het hierdie kers gebring om net ietsie te illustreer. Daai baie bekende gedeelte in Johannes 8 vers 12, wanneer Jesus praat, en Jesus kom, en hy sê, in 'n donker wêreld, is ek die lig vir die wêreld. Hy was nie net die Here van 2025 nie, maar hy is die lig vir jou toekoms ook. Wanneer die goed duister gaan raak dalk, ons weet nie wat voor lê nie, dan kom sy vir jou, onthou, ek is die lig. Ek maak die verskil in 2026. Jy gaan saam met my daardie pad stap. Ek is jou herder. Ek wil vir jou die beste gee. En as jy na hierdie kaartjie kyk, ek het hom sommer groot op die skerm, dat hy groot op die skerm ook is. As jy na die kaartjie kyk, dan sal jy sien, hy's baie beter as die grys kaartjie. En dit is wat ek vir jou droom, dit is wat ek vir jou bid vir 2026. Wat sê hierdie kaartjie? Daar's nou verskillende kleure, rooi, blou, groen, geel, en dan is dit die wit kleur, en dan sal jy sien so 'n dwars ene wat eintlik so deurskynend is. Kom ons begin en ons praat net oor die rooi ene. Rooi, weet julle, altyd beteken liefde. Jy kan nie hierdie jaar instap as jy nie weet dat die Here vir jou liefhet nie, en dat hy jou ongelooflik liefhet nie. Dat hy jou so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het. Dat hy jou so lief het, dat daar wat Paulus skryf in Romeine 8 vers 31, dan sê hy, niks gaan in 2026 jou kan skei van die liefde wat ek vir jou het nie. Maak nie saak wat gebeur in hierdie jaar nie. Weet dit, niks gaan jou kan skei van daardie liefde nie. In my liefde gaan ek jou vergewe as jy foute maak. In my liefde gaan ek jou dra. My liefde sal wees soos die pa van die verlore seun wat oop arms hardloop na jou toe en jou omhels en jou wil herstel as jy foute gemaak het. Moet nooit vergeet die liefde van die Here nie. Hierdie
is sy liefde in praktyk, die kruis. En dit het hy vir my en vir jou gedoen. En wat sê hy van die vrug van die Gees? Liefde. En as hy in jou kom woon deur die Heilige Gees, dan wek hy liefde. En hy laat ook dat jy daardie liefde uitleef. As ons kyk na die volgende kleur, blou. Blou wil ek vir jou sê, wanneer jy in 2026 instap, dat jy saam met die teenwoordigheid van die Here instap. Dat jy soos Moses sal sê, Here, ek beweeg nie. Ons gaan nie trek as U nie saamstap nie. U teenwoordigheid is vir my ononderhandelbaar. Dat jy in 2026 nie vooruit gaan hardloop met jou eie planne nie. Dat jy stadig saam op die ritme van die Here sal beweeg. So die blou sê vir my, wees bewus van sy teenwoordigheid. Kyk partykeer op, sien die blou lig. Vir die volk was hy daar in 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Hy sê vir ons daar in Matteus 28 vers 19 en 20, sê Jesus, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Maar dan net bietjie verder aan, dan sê hy, en onthou, ek is by julle al die dae tot in die volëinding van hierdie wêreld. So wat beteken dit? Dat hy sê in 2026 is hy by jou. Die een aan wie alle mag en heerskappy gegee is, die oorwinnaar oor die bose. Hy sê hy is saam met jou in 2026 in. Sy teenwoordigheid sal saam met jou wees. Hy sê mos in Johannes, ek gaan jou nie wees agterlaat nie. So ek is saam met jou, die Heilige Gees vir jou gestuur. Wat sê hy? Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En dit is wat hy sê, wees bewus in 2026 van die Here se teenwoordigheid. Dat hy sê, die almagtige God is saam met jou. Ons volgende een is daai groen kleur. Al wat daai groen kleur vir ons sê, is groei. Groen beteken groei. En hierdie jaar gaan jy baie daarvan hoor. En ek bid regtig hard dat die Here ons op 'n pad van fenominale groei gaan neem. Want as jy nie tyd met die Here spandeer in 2026 nie, dan gaan jy nie groei nie. En hy wil hê dat jy 'n doelbewuste besluit sal neem dat jy hierdie jaar dat jy hom sal leer ken. Dat jy 'n sensitiwiteit vir sy stem sal ontwikkel. Vir sy inspraak in jou lewe, sodat jy weet, dit is hy wat praat, en nie wêreldse stemme nie. Maar wat vra dit? Dit vra dat ek iewerste tyd met hom sal spandeer, op 'n daaglikse basis, tyd met hom sal spandeer. Johannes 15 kom in my gedagtes na vore. Johannes 15 wat sê, hoe die wingerdstok en die loot aan mekaar vas is. En as jy 'n keuse gaan maak om in hierdie jaar aan die Here te gaan vashou, daardie groei te gaan beleef, dan gaan jy die vrug dra in jou lewe. Jy gaan dit sien. Dit gaan daar wees. En dan die volgende kleur is die geel. Geel is altyd 'n kleur, is altyd simbolies die kleur van hoop. En die woord sê vir ons baie duidelik dat Jesus Christus is ons hoop. En dat ons nie sonder hom in hierdie wêreld kan instap nie. Dat ons nie 2026 sonder hom kan aanpak nie, want hy is ons hoop. Ek het julle al vertel van die eksperiment wat hulle met 'n klomp muise of rotte gedoen het. En vir 'n klomp van hulle het hulle in die water, maar hulle kon nie die einde van hierdie water sien nie, waar hulle kon uitklim nie. En hulle het almal kort na lank het hulle almal dood gegaan. Maar die ander muise wat die eindpunt gesien het dit gemaak. Dit was baie ver gewees, maar hulle het dit gemaak want hulle het daai eindpunt gesien en geweet daar's 'n stukkie hoop. Jesus Christus is ons hoop. Wat vir ons gesterf het, wat opgestaan het, wat in ons leef. Hy is ons hoop. Hy sal ons laat aangaan. En hy sê daar's 'n hoop op 'n onverganklike, daar in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5 sê hy,
Daar's hoop op 'n onverganklike, onverwelke erfenis wat hy in die hemel vir ons in bewaring hou. Dis my en jou hoop. En hy sê jy moet altyd gereed wees om te kan getuig oor die hoop wat in jou is. Die laaste ene vir jou pad vorentoe vir die jaar is daardie wit ene. Wit wat reinheid en heiligheid beteken. Dat jy gereeld dit wat die Here vir ons sê sal doen om jou te reinig en jou te heilig. Vat Psalm 51 vir jou lewe vir 2026. Hoe Dawid hom gereinig het voor die Here. Die Here sê wees heilig want ek is heilig. Om anders te leef. En dan laastens is daai deursigtige ene. Al wat ek daardeur sê is dat wanneer jy begin by die rooi, dat wanneer mense na jou lewe kyk in 2026, dat hulle ietsie van die rooi sal sien, dat hulle ietsie van Christus se liefde in jou handel en wandel sal sien, dat hulle ietsie sal sien van God se teenwoordigheid in jou lewe, dat jy dit sal uitstraal in die manier hoe jy leef, in die manier hoe jy besluite neem, dat jy dit sal uitstraal, dat mense saam met jou, wat saam met jou is, wat in kontak kom met jou, ietsie van jou groei, wat jy ervaar, aan hulle sal afsmeer in 2026. Dat jy die hoop wat daar in jou is, dat jy so sal leef, dat ander mense dit sal sien. En laastens, dat jou reinheid en jou heiligheid, jou om heilig te wees beteken nie om te sê ek is beter as jy of beter as daai een nie. Nee. Beteken om afgesonder vir God te wees. Mag die vrug daarvan, dat jy afgesonder vir God leef, dat jy op hom gefokus is in 2026, mag dit deursyfer na ander mense toe en hulle dit kan sien. Dis wat hy vir hierdie jaar wil doen. En ek wil vir jou 'n gedeelte lees net, en eintlik daarmee afsluit. Toe die volk dit moeilik gehad het, ook Jesaja 40, van Jesaja 40 af is dit hoofstukke van hoop. Iemand roep, Jesaja 40 vers 3, iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word, elke bult moet gelyk te word, en elke koppie 'n vlakte. Dis wat hulle eintlik gepraat het van om net die grond voor te berei as die koning daar met sy koets kom. Nou wat sê Jesaja hier? Hy sê hier, kom ons maak die pad gelyk vir die Here se teenwoordigheid. Kom ons leef so in 2026 vir die Here se teenwoordigheid in jou lewe, dat dit sigbaar word. En dan gaan hy aan, hy sê, wat gaan dan gebeur? As ek die grondgebied voorberei, as ek al daai goed, al daai klere, hierdie kaart wat jy gekry het, as jy daai goed begin toepas, dan berei jy die grondgebied voor vir die Here. Hy sê, wat dan? Dan sal die mag, die heerlikheid en majesteit, die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here het dit self gesê. En dis die kans wat ons gaan vat. Om te sê, Here, gaan die goed vat, gaan dit toepas, gaan moeite doen daarmee. Ek gaan oop wees vir die werking. Ek wil die grondgebied voorberei in 2026. Hoekom? Sodat ek die heerlikheid en die mag van die Here geopenbaar word in my lewe. En dis mos al wat ons wil hê. Dis die belangrikste. Die mag en die majesteit van die Here in jou lewe. Weet jy wat gaan jy kan uitdruk as jy die mag en die majesteit van die Here in jou lewe ervaar?
Jou kontak met ander mense, wat gaan jy nie in hulle lewens kan inspreek nie? As daar moeilikheid oor jou pad kom, dan gaan jy dit heeltemal anders te hanteer. Dis alles die moeite werd. Ons leer uit foute wat ons gemaak het hierdie jaar. Ja, nee, verseker. Ons leer uit die hoogtepunte ook. Harde werk het vrugte afgewerp. Maar wil jy nie in 2026 dit wat Jesaja 40 sê, kom ons maak die grondgebied vir die Here reg. Berei jou eie lewe voor, sodat hy met sy mag en sy majesteit en heerlikheid kom en dit 'n fenominale jaar maak met sy teenwoordigheid. Dit lê alles in jou hande. Die Here sê, ek is hier. Ek wil saam met jou pad stap. Wil jy? En tot watter mate wil jy? Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil. Geef jou geleentheid om met die Here te praat. Here, U is ons lewe. Ons kan nie 2026 sonder U aanpak nie. Here, ons wil dit ook nie doen nie. Ons wil die grondgebied voorberei, Here, vir die magtige heilige teenwoordigheid in ons lewens. Here, vanaand kom sê ons, hier is ons. Ons het dit wat ons geplaat hier by die kruis neergesit. Here, ons het as dit ware onsself kom reinig vanaand. Soos wat die volk van ouds gedoen het. En daarom is ons ook gereed, Here, vir die magtige teenwoordigheid in ons lewens. Om U grootheid te sien in 2026. Om U grootheid te ervaar. Te sien hoe U ons lewens verander. Tot U eer. Hier is ons, Here, ons is klei in U hande. Kom vorm ons, maak ons, net soos U wil. Amen. Mag jy werklik waar in 2026 'n geesvervulde, kleurvolle jaar ervaar. Mag jy die grondgebied voorberei vir die magtige heilige teenwoordigheid van die Here in jou lewe. Daarom wil ek jou hier wegstuur met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle bly en wees tot in alle ewigheid. Amen.